Met ons skriflesing is vanmôre uit Lukas hoofstuk 8. Ek gaan lees vanaf vers 16. Kom ons bid net saam. Here, ons dankie vanmôre dat ons weer eens voor U, die almagtige God, kan buig om U te aanbid. Eer aan U, die lewende God, die soewereine, U wat op die troon sit, vol van heerlikheid en majesteit. Here, en dat U vir ons saamroep om ook hier by mekaar te kom, ook op hierdie rusdag, om U te soek, U woord te hoor. En Here, dankie dat ons leef in 'n tyd waar ons nog U woord kan hoor. Ons weet in Israel se tyd was daar 'n tyd van droogte gewees, waarin die stem van die Here stil geword het. Dankie dat ons nie leef in so 'n tyd nie, maar dat ons dit steeds kan hoor. En dat dit na ons toe kom. En dat dit ons lewens kan verander en aanraak. En dat die Gees dit gebruik. Ja, waar ons ook onlangs Paasvieringe gehad het, die kruisiging, die opstanding uit die dood. Dat dit ook die basiese fundament is van ons geloof. En dat ons weet dat U vir ons ook die Heilige Gees gestuur het, om met ons te wees, om vir ons in die volle waarheid te lei. En daardie waarheid is U woord. En ons vra dat U dit ook in ons harte sal seën vanmôre. Ons wil in die besonder bid ook vir die moeders op hierdie dag. Dankie Here dat U dit so beskik het. U het ook gesê, dis nie goed dat die man alleen is nie, maar U het 'n hulp gemaak wat by hom pas. U het in die soewereiniteit gesien, die genade daarvan. Van 'n ma in die huis en kinders. En dat ons ook vanmôre vra dat U ook vir hulle sal seën. En ook met hulle sal wees. Om ook U roeping, hoë roeping wat U ook vir hulle gegee het, ook steeds mag uitleef. Daar ook so baie voorbeelde is van ma's wat vir hulle kinders bid en vir hulle mans bid en hulle dra deur die genade en deur hierdie lewe, dat hulle ook steeds daarmee sal voortgaan in die groot werk ook wat hulle doen. Wees dan hier met ons as ons U woord oordink. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. Lukas 8 vanaf vers 16. Niemand steek 'n lamp op en maak dit dan met iets toe of sit dit onder 'n bed nie. Inteendeel, hy sit dit op 'n stander, sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Daar is niks geheim wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en aan die lig sal kom nie. Pas dus op hoe julle luister, want wie het vir hom sal nog meer gegee word, maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy dink hy het weggevat word. Die moeder en broers van Jesus het na hom toe gekom, maar vanweë die gedrang kon hulle nie by hom kom nie. Iemand sê toe vir hom, die moeder en die broers staan buite en wil met U praat. Maar Jesus sê, my moeder en my broers is die wat na die woord van God luister en daarvolgens handel. Tot sover lees van die woord van die Here. Nou laas Sondag het ons gekyk na die baie bekende verhaal van die gelykenis van die saaiër. En hoe belangrik dit is om reg te luister na die woord van God. Dat daar die saad op 4 verskillende plekke geval het. Dat eintlik vir ons wys deur die eeue heen wat gebeur waar die evangelie verkondig word, of dit van die kansels af is of waar ook al, is daar 4 soorte hoorders. Die wat op die harde pad val, deur die voëls opgepik word, die saad, en die duiwel vat dit en is weg. Mense wat gospel-hardened is, sal so plat gery, hard gery, saad kan nie saad skiet en wortel skiet en vrug dra nie. Dan die op die rotsagtige plekke, die wat baie keer met vreugde reageer, maar daar's geen diepte nie. En dan gaan die
plant dood. Dan die tussen die dorings en die distels wat goed opkom, maar hy saam met hierdie dorings en distels, die saad word gehoor, sit op 'n Sondagmôre, luister na die woord, maar die sorge van die lewe, die rykdom en 'n klomp ander dinge verstik hierdie saad. Hy kan nie groei nie, want God is nie prioriteit nommer 1 in daardie lewe nie. En dan die vrugbare grond waar die saad val, diep vrugbare grond, gesonde grond, en die saad groei en dit bring 'n vrug voort tot 100voudig. 'n kwart van die wat die woord gehoor het en waar die saad geval het, bring dit en 'n derde daarvan, soos die ander evangelie sê, soms 30, soms 60 en ander 100voudig. Selfs hulle is verdeel in die mate waarop hulle vrug opbring en 'n oes lewer. En enige boer verlang na 'n goeie oes. Jy plant nie om geen oes te maak. En so in God se koninkryk saai die Here ook sy woord. Ons het gesien die woord is dan niks meer fout nie, niks. Gaan ook nie oor die saaier nie. En jy kan hierdie woord nooit verander nie. Soos die baie kerke en plekke probeer dit doen, verander die woord. Jy kan nie die woord verander nie. Die saad bly dieselfde. Die probleem is by die grond. En daarom brei Jesus verder uit, ook op dit wat hy vertel het in die gelykenis van die saaier, en dat hy die mense oproep, en sy disippels in die besonder, om reg te luister. Dit is iets wat dikwels baie verwaarloos word, 'n vaardigheid wat verwaarloos word, om 'n goeie luisteraar te wees. 'n Goeie luisteraar is dikwels 'n goeie raadgewer ook. Swak luisteraars is dikwels mense wat net hulle self wil hoor praat. Terwyl iemand anders praat, dink hulle aan wat hulle wil sê en hulle luister nie wat iemand anders sê nie. Salomo praat oor hierdie swak luisteraars as hy hulle beskryf as dwaase mense in Spreuke 18 vers 13. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Maar Jesus sê in vers 18 in die besonder, wees versigtig hoe jy luister. En dis 'n deurlopende tema in die Bybel. Net hier nie, 'n deurlopende tema. Wees versigtig hoe jy luister. Ongelukkig is dit so dat in die kerk dikwels hierdie aspek nie genoeg beklemtoon word nie, en daarom beweeg mense ook in die kerk dikwels meer na vermaak en entertainment en dink dat hulle daardeur miskien mense sal verander. Maar Jesus sê nee. Die verandering kom deur te luister na God se woord. En hoe jy daarna luister is eintlik 'n opdrag, 'n imperatief, 'n dringende, waarskuwende opdrag van die Here, dat hy sy disippels wil leer om geestelik waaksaam te wees en te luister na sy lering. Mens kan baie keer fisies aanwesig wees by 'n plek. Jy kan selfs iets intellektueel verstaan. Maar dis nie genoeg nie. Dit moet lei tot geloof en tot gehoorsaamheid en tot 'n vrugbare lewe, soos Lukas 8 vers 15 sê, daardie woord, God se woord, moet in 'n edele, 'n goeie hart gehou word met wat volhardend vrug dra. Wat Jesus hierdeur wil sê, die manier waarop u en ek luister na God se woord, het nie net tydelike gevolge nie. Dit het ewige gevolge. Getrouheid aan die woord en reg luister bring vir 'n mens groot waarde. Dikwels is die bevel in die Ou Testament kom so algemeen voor
In die Ou Testament sê dit tot 30 keer, hoor die woord van die Here. Luister, hoor. Ons is traag daartoe en daarom kom die opdrag van die Here, hoor, luister. Hy sê in Jesaja 1 vers 10, hoor die woord van die Here, owerste van Sodom, luister na die wet van ons God, volk van Gomorra. Hy roep hulle op, hoor, luister. Tydens die verheerliking op die berg, het God uit die hemel uit gepraat, waar sy seun verheerlik is, dat sy disippels dit moes hoor in Markus 9 vers 7, dit is my geliefde seun, luister na hom. Luister na hom. As die bekende frase wat 'n paar keer voorkom, ons kry dit in Hebreërs 3 vers 7 en ook in Psalm 95, wat sê daarom soos die Heilige Gees spreek vandag, as julle sy stem hoor. Vandag as julle sy stem hoor, luister. Luister. Maar Israel het dikwels versuim om te luister. En 'n versuim om te luister het ook geweldige gevolge gehad. In Psalm 81 vers 11 tot 13 sê die Here, my volk het nie na my stem geluister nie. En Israel was teen my ongehoorsaam. Toe het ek hulle oorgegee aan die verharding van hulle hart. Jy kan dit nie net toemaak en sê, maar ek kan maar net onverskillig aangaan, ek leef in 'n genade tyd en alles is maar net goed en wel nie. Die Here heg baie waarde aan sy woord en sy stem. En in hierdie geval sien ons, toe hulle nie geluister nie, het hulle net hulle oorgegee aan die verharding van hulle hart. Hy word net harder, jou hart. Hy sê dat hulle wandel in hulle eie planne. En as my volk maar na my wou luister, die versigtiging van die Here, sê as hulle maar wou luister. As hulle maar in my weë wou wandel. As hulle maar, dis die versigtiging van die Here. In Jesaja 30 vers 9 beskryf hy die kinders van Israel, 'n opstandige volk. Leenagtige kinders, kinders wat nie na die onderwysing van die Here wil luister nie. In Jeremia 22 vers 21 sê, dit is jou manier van jongs af, dat jy nie na my stem geluister het nie. Opstandige Israel, hulle wat die waarheid hoor, maar hulle luister nie daarna nie. En dat Jesus se oproep hier is, wees wys, wees wys. Luister na my stem, hoor my stem, want die wat luister, nie net hoor nie, gaan ook oor om te doen. En as jy nie doen nie, as daar nie vrug is nie, sê Matteus 7 vers 26, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister, sê hy, en dit nie doen nie, sal hy vergelyk met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Die saad word gesaai, maar daar word niks aan gedoen nie. Jy pas dit nie toe in jou lewe nie, jy gaan oordink dit nie, soos Psalm 1 sê, hy wat geseënd is deur die Here, oordink sy wet dag en nag, dit word deel van sy lewe, en hy word soos 'n boom wat geplant is by waterstrome en sy vrugte op sy tyd gee. En dan sê hy, as jy nie doen nie, luister en doen nie, dan bou jy jou huis op 'n sand. En die dag as die storms kom van sy oordeel, en as die storms kom van die Here se misnoë oor jou lewe, dan kan daai huis nie staan nie, want jy het miskien geluister, maar jy het nooit gedoen nie. In Johannes 8 vers 31 sê Jesus, die kenmerk van 'n disipel van hom, is as jy in my woord bly, is jy waarlik my disippels. Is julle waarlik my disippels? Maar dan gaan hy verder en hy noem 4 dinge wat gebeur
as jy na die woord luister en wat moet gebeur? Hy sê niemand steek 'n lamp aan en bedek dit met 'n pot of sit dit onder 'n bed nie. Maar hy sit dit op 'n lampstander sodat die wat inkom die lig kan sien. Soos almal van ons. Mens vat veral hier met al die kragonderbrekings. Jy sit nie 'n lamp aan die gang en jy gaan al die krag is af, dis pikdonker en jy steek 'n lamp op en dan vat jy die lamp en jy gaan sit hom onder die bed nie. Jy doen dit nie. Maar jy gaan sit omdat jy kan skyn vir almal. Dis waarvoor die lig daar is. En dat Jesus hier sê sy woord en die evangelie is hierdie lamp. Psalm 119 vers 105 sê u woord is 'n lamp vir my voet. Dis 'n lig vir my pad. Dis lewe, dis 'n getuienis en hierdie lig moet sigbaar raak. En in elkeen se hart waar hierdie saad op goeie grond geval het, sal hierdie woord ook wil uitdra. Hy sal dit nie vir homself wil hou nie. Iemand wat tot geloof gekom het, bly nie stil daaroor nie. 'n Kerk wat die waarheid en die evangelie in sy midde het en hou, sal dit wil uitdra na die wêreld toe. Sal nie wil stil bly daaroor nie. Toe die Samaritaanse vrou by Jesus gehoor het wat die lewende water is, wat het sy gedoen nadat sy die evangelie verstaan het? Sy het na die dorp toe gegaan en vir almal gaan vertel. Jy sal later in hierdie verhaal sien, in hierdie evangelie sien die verhaal van die besetene van Gadara, die demoniese man, wat bevry is van daardie demone. Wat het hy gedoen toe Jesus hom vrygemaak het? Hy het gegaan en gaan verkondig. Petrus beskryf die Christen in 1 Petrus 2 vers 9 sê hy, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk as eiendom verkry sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat uit die duisternis geroep is tot sy wonderbare lig. As die saad van God in goeie grond geval het en dit dra vrug, is dit soos 'n lamp wat vir almal skyn. Almal kan dit sien. 'n Kind wat by die Here uitgekom het, as hy in daai huis kom, kan die ouers die verandering sien. As 'n vrou tot bekering gekom het in 'n huis, kan die hele gesin dit sien. Jy kan dit nie wegsteek. Hoeveel voorbeelde is daar nie daarvan? Dis waarom Petrus sê, ook vir vrouens wat met ongelowige mans getroud is, jou lewe is jou getuie. Moenie jou man probeer reg preek nie. Leef die evangelie. En as 'n man tot bekering kom, affekteer sy hele huis. Sy hele huis. Hy kan nie daai lamp onder 'n bed gaan sit nie. Hy kan nie. Dit skyn vir almal. Soos die evangelie wat hy Jesus sê Petrus, julle is daar om die deugde te verkondig van hom wat julle geroep het. Die voortreffelikheid. Sy goedheid. Sy genade. Sy heiligheid, sy liefde. Dit is op jou lippe of jy 'n kind in jou huis is, of die vrou of die man, of tussen jou vriende. Jy verkondig hierdie deugde van hom wat jou uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Paulus praat daarvan, sê die Here het hom gestuur na beide die Jode en die heidene, in Handelinge 26 vers 18, om hulle oë te open, sodat hulle van die duisternis na die lig kan kom en van die mag van Satan tot God kan bekeer, sodat hulle vergifnis van sondes kan ontvang en 'n erfdeel onder die wat geloof in Jesus Christus geheilig is. Gaan verkondig. Iemand wat by die kruis stil gestaan het.
Iemand wat by die oop graf van Jesus was. Iemand wat ervaar het, ek was in die duisternis, maar nou is ek lig. Ek was onder die mag van Satan, ek was beheers deur my sonde gelewe. Ek het geen vryheid gehad nie. Die duiwel was in beheer van hierdie lewe en nou is ek bevry in die naam van hy kan nie stil bly nie. Hy gaan versprei die evangelie. Daai lewe kan nie onder die bed gesit word nie. Hy sê in die tweede plek, wat doen dit nog? Vers 17, want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie. Niks geheim wat nie bekend sal word en aan die lig kom nie. Hierdie gelykenis van die staander en van die saaier, dat Jesus ook hier praat oor hoe mense sy woord ontvang en hoe dit vrug dra in hulle lewe. Die openbare aard daarvan, daar's niks geheim nie. Jy kan niks wegsteek nie, daar's niks verborge nie. God se openbaring van sy evangelie sal voortgaan deur die hele wêreld. Al probeer nasies, al probeer kerke, al probeer regerings en ideologieë dit stil maak, dit sal nooit kan nie. Dit word bekend gemaak. Dit kom na die lig. En ook 'n waarskuwing oor elke mens se eie hart. Alles sal aan die lig kom, sê hy. Prediker 12 vers 14 sê God sal elke werk bring in die gereg. Met alles wat verborge is, het sy goed of sleg. Die evangelie sal alles na die lig bring. In u en my lewe. Niks is verborge nie. En dat hierdie ook 'n waarskuwing van Jesus is teen skynheiligheid. Een van die groepe in die tyd van Jesus wat kenmerkend hiervan was die Fariseërs. En hy sê in Lukas 12, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs, die skynheiligheid. Hulle sê, maar hulle doen nie. Hulle kom voor as regverdige mense, maar van binne is hulle skynheilig en wetteloos. Dat Jesus sê die saad, sy saad, wat op goeie grond val, is vry van skynheiligheid. As daar iets is wat die Christendom ook baie skade doen, is dit hierdie skynheiligheid. Jy gee voor, jy's vroom. Jy kom voor as die heilige. Maar dit is soos plastiek. Plastiek Christen wees. Dis skyn. Dis nie opreg nie. Jy sê, maar jy doen nie. Jy preek, maar jy leef nie. Jy behoort aan 'n kerk, maar daar's geen teken by jou huis of in jou werk of waar jy ook al kom dat jy die lig het nie. Niks. Maar Jesus sê alles sal aan die lig kom. Ook hierdie skynheiligheid. Maar daar's ook 'n troos hierby, troos vir die gelowiges. Dat God sal die waarheid van jou geloof ook aan die lig bring. Miskien is dit vir baie mense verborge, miskien kan hulle dit nie duidelik sien nie, maar hy sê, maar Jesus sê ook, hy sal dit ook aan die lig bring. As jy volhard, sal hy dit ook aan die lig bring, ook in jou lewe, dat hy jou aanmoedig ook om getrou te wees, want die waarheid sal ook sigbaar word, want die waarheid sal op die ou einde seëvier. Moenie jou lig onder die maatemmer sit nie. God sal op die ou einde alle weerstand wegneem en sy koninkryk sal triomfeer. Hy sê ook 'n ware hoorder. Daar's ook groei. Hierdie vrugbaarheid neem toe. Daarom sê hy, kyk dan hoe jy luister. Want elkeen wat het, aan hom sal gegee word. En elkeen wat nie het nie, van hom sal selfs wat hy dink hy het, weggeneem word. Nou, jy weet, hierdie vers
is ook dan al so skeef getrek onder ons. Dat dikwels gebruik mense dit, dan kry jy swaar. En dit gaan nie goed met jou. Dan sê jy, kyk net. As jy niks het, die Bybel sê, sal van selfs dit wat jy het, sal ook nog van jou weggeneem word. Of as jy kyk na mense met wie dit voorspoedig gaan, dan sê jy, maar die Bybel sê, aan hom wat gegee word, sal nog meer gegee word. Maar dis nie wat hier staan nie. Sien maar wat belangrik is om die Bybel in sy konteks te sien. Hier gaan dit oor die ontvang van die woord. Dat Jesus hulle oproep tot geestelike waaksaamheid. Die woord te hoor, dit gehoorsaam, opreg daaroor te wees, en dat Jesus daardeur bevestig, as jy 'n oop hart het, as jy hierdie goeie grond het, en jy ontvang die woord, dan gaan jy net meer en meer bykry. Baie keer dink mense, maar die Bybel is so moeilik om te verstaan, ek weet nie alles nie. Dat die Here hier sy belofte gee, begin en wees getrou in die kleine. Begin met dit wat jy weet en pas toe wat jy weet. En hy sal byvoeg. Hy sal jou meer begrip gee, hy sal jou meer insig gee, jy sal meer seën ontvang, maar wees getrou in dit wat jy het. Dit wat jy weet. Is eerder beter vir mense om 'n bietjie te weet en dit te doen, is om baie te weet en dit nie te doen nie. Want daarom sê hy ook, en wie nie het nie, van hom sal ook weggevat word. 'n Skerp waarskuwing. Iemand wat nie werklik die waarheid van God wil ontvang nie, of ontvang nie, en dit nie toepas nie, en selfs al dink hy verstaan dit. Baie keer mense wat selfs lank in die kerk is, en hulle dink hulle verstaan alles, en Jesus sê, jy kan dink jy weet alles. Maar as jou lewe nie daarvan getuig nie, as jy nie 'n lig is nie, as jy nie vrug dra nie, dan sê hy, sal hy uiteindelik ook die bietjie wat jy het, gaan jy ook verloor. As jy onvrugbaar wil wees, sal hy ook daai bietjie wat jy het verwyder, selfs die bietjie wat jy jouself in mee bedrieg, wat jy dink jy het, sal jy eintlik verloor. Dat hy sê, valse disippels gaan op die ou einde maar alles verloor. En in die 4de plek, dat hierdie ware hoorders, hulle is werklik deel van God se familie. Hier staan Jesus se ma en broers het na hom toe gekom om hom te sien. Die ander evangelies, Markus en Matteus noem dit ook. En Markus sê dat hulle was bekommerd oor hom. Moontlik omdat sy bediening so buitengewoon en intens was. En hier sien mense dieper geestelike waarheid. Hulle sê vir Jesus, jou familie wil jou sien. In die antieke wêreld was die familieverband sentraal. Jou identiteit was daaraan gebonde gewees, jou lojaliteit was daar gewees. En daarom is Jesus se antwoord in 'n sekere sin verrassend, miskien skokkend. As hy sê, my moeder en my broers is die wat na die woord van God luister en daarvolgens leef. Hier verwerp hy nie sy aardse familie nie, inteendeel. Ons lees in Handelinge 1 vers 14 dat Maria later weer met groot eer genoem word. Ons weet sy woorde aan die kruis vir sy ma. Sy sorg vir haar. Sy broer Jakobus het later 'n leier in die vroeë kerk geword. Maar dat hy eintlik hier sy familie herdefinieer op grond van geestelike gehoorsaamheid eerder as bloedverwantskap. Dat die familie van die koninkryk van God is nie biologies nie, maar geestelik. Dis waarom die versameling van mense in die hemel
in die teenwoordigheid van God eerstens hierdie groep sal wees. Hulle wat luister na die woord van God en wat dit doen. Dat Jesus sê, dit is my familie. Dit is my nouste, loyale groep mense. Dis my familie, hulle is aan my verbonde. Dis my klein groep. Nie dat die ander nie, die familie is ook belangrik soos ons gesien het. Hy maak dit nie minder nie, maar vir ewigheidswaarde. En vir die ewigheid hierna is dit hulle wat nou verbonde is aan hom. Die Vader soek gehoorsame kinders. Ware geloof, sê Jesus uit hierdie gedeelte, is aktiewe geloof. Dit is geloof met die evangeliese hart, dis opreg, dis vrugbaar en gehoorsaam. En die uitdaging wat Jesus daardie dag op die oewer van die see van Galilea gegee het, is dieselfde wat hy ook aan u en my vandag nog stel. As hy sê, let op hoe julle luister. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons ook vanmôre weer eens die lering kon hoor uit u mond. Asof ons ook daar aan die oewer van die see van Galilea kan wees. En hierdie woorde kan hoor wat lewe gee. Dat u woord inderdaad 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad is. Dat Jesus inderdaad die een is wat vir ons bring uit die duisternis na die lig, uit die koninkryk van die duiwel na die koninkryk van God. Ag Here, waar ons ook in hierdie tyd van oestyd is, ons bid vir hulle wat daarmee besig is, dat u ook hulle pad gelyk sal maak, wat elkeen van ons die verlange het na goeie oeste, en dis reg. En daarom weet ons ook, is dit u hart, dat daar 'n goeie oes sal wees. En mag dit wees, Here, dat ons lewens ook mag getuig van 'n goeie oes. En dat u woord, u saad, ook in ons harte op vrugbare grond sal val, en dat dit 'n groot oes mag oplewer. 'n helder lig mag wees, tot eer en verheerliking van u naam. Amen.